In ons vroue Bybelstudie kyk ons 'n bietjie verder na die geestelike wapenrusting in Efesiërs 6 en die aanslae van die bose teen Christene. Vanaand kyk ons net eers na die aanslae van die Satan op die Bybel, die woord van God, en ook oor wie Christus is. Dit is nogal baie ernstig. Ons weet dat verskillende Christene en denominasies kan verskil oor kleinighede wat jou nie red nie, soos die eindtye siening en ook miskien die doop en verskeie ander kleinighede, maar oor die dinge wat werklik ernstig is oor die wese van God, daaroor moet ons praat en ons kan groei in ons kennis daarin. Nou, ons weet dat die Bybel is die enigste Heilige Gees geïnspireerde woord wat God se wil vir ons is as Christene. Die woord is onder inspirasie van die Heilige Gees geskryf deur Oud-testamentiese profete en die Nuwe Testament deur die apostels of noue medewerkers van die apostels. Nou vir Christene is die woord genoeg. Ons moet niks wegneem nie en ons moet ook niks byvoeg nie. Dit is nie God se wil dat ons byvoeg nie of wegneem nie. In Openbaring 22 vers 16 tot 21 kan julle lees. Dit is nie die Bybel plus nog 'n boek van 'n profeet om na te volg, nie soos die Mormoonse geloof, die Latter-day Saints, wat al profeet Joseph Smith se boek Pearl of Great Price byvoeg om te volg. Jy kan nie die Bybel plus nog daai boek volg en op dieselfde vlak plaas nie. Of die Jode wat slegs die Ou Testament aanvaar en nie die Nuwe Testament erken en Christus verwerp as die Messias. Dis ernstig. In Hebreërs 1 vers 1 lees ons: in die verlede het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie laaste dae praat hy met ons deur die Seun. Nou, die profete het die Ou Testament onder inspirasie van die Heilige Gees neergeskryf. Met ander woorde, God praat deur die Bybel, die woord. Nou, in Kolossense 2 vers 3 lees ons: strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God kan ken. Dis nou ons. Die geheimenis is Christus en in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. En ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met valse redenasies mislei nie. Nou, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dis 'n aanslag van die Satan, die teorieë en argumente wat misleidend is. Moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. Die Satan is slinks en het Eva en Adam mislei deur God se woord te verdraai. Julle het uitgesê, julle sal net so slim soos God word. Het God regtig gesê? Reg deur die Bybel lees ons van Satan se taktiek om valse profete en ook valse apostels op te rig met misleidende leerstellings. Julle, daar is so baie. Daar is reg deur Jeremia, Jesaja, die Nuwe Testament, daar's die omtrent elke boek in die Nuwe Testament, daar's net een Nuwe Testamentiese boek wat nie waarsku nie. Die gevaarlikste aanval van Satan is om die waarheid en die woord so effentjies te verdraai. Nou, elke valse profeet en apostel of geloofsgroep sal die Bybel gebruik en selfs lees, en dit klink so Christelik. En liewe vroue, as ons nie ons Bybels bestudeer en ken nie, kan mens nie onderskei wat is nou van God en wat nie, en kan ons mislei word.
Nou dikwels word in sommige kerke nie geleer oor God se heiligheid en die erns van jou persoonlike sonde en verlorenheid, en daar word nie daaroor gepraat nie, en dan kan jy nie tot ware berou, goddelike berou en bekering kom nie. Nou daar is baie wat sê dat ek my hart vir die Here gee, maar wat dalk 'n valse gerusheid het, en baie is op pad na 'n ewige hel sonder God. Die Bybel maak dit duidelik en ons kan dit nie ignoreer nie. 2 Timoteus 3 vers 16, daar lees ons die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry. En dan daar gaan 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Julle, ons wil almal hoor dat ons is goed en oulik en natuurlik is God lief vir ons. Maar Here, ons kan nie die Bybel, ons kan nie daai dele in die Bybel wat moeilik is oor God se straf, ons kan dit nie vermy nie. In 2 Korintiërs 11 vers 2, 3 en 4 lees ons, ek waak oor julle, dis Paulus, met ywer wat van God kom, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. Julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig, en julle neem dit net so maklik 'n ander gees, nie die Heilige Gees nie, en 'n ander evangelie aan. Daar is 'n vals gees wat hom voordoen as die Heilige Gees. Julle, ons moet versigtig wees. 1 Korintiërs 2 vers 2 en 4. Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus as die Christus, as die gekruisigde, die boodskap wat ek verkondig deur die kragtige werking van die Gees. Julle, Paulus sê die evangelie, die goeie nuus, is Jesus is gekruisig en hy kom en hy gered jou uit genade deur geloof in hom, ware wedergeboorte. Maar daar in 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot 12 leer ons, deur die werking van die Satan sal groot mags vertoon en allerhande vals tekens en wonders met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad en hulle redding aanvaar het nie. God het hulle aan die dwaling oorgegee, sodat hulle die leuen glo, en hulle sal veroordeel word. Julle, daar's mense as leraars wat vir 'n ander Jesus verkondig en 'n ander evangelie wat jou nie red nie. Hulle sê Jesus plus my goeie werke. Jesus plus jy moet in tale spreek. Jesus plus ek moet die wet self probeer onderhou. Jesus plus ek moet wondertekens doen. Jesus plus ervarings. En Jesus plus nog 'n boek van 'n profeet. Maar julle, Filippense 1 vers 9 en 10 en 11 sê, ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle kan onderskei. Ons moet onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, deur Jesus Christus, sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees tot sy lof en eer. Hemelse Vader, asseblief, ek bid so dat Here Jesus ons almal nederig voor U sal kniel en vir U sal vra, lei ons in die waarheid, sodat ons U kan aanbid in waarheid en in gees. Asseblief, liewe Heer, daar's soveel mensies vir wie ons so lief is, Here, wat moontlik dalk, Here, 'n ander Jesus aanbid, en ons bid, Here Jesus, dat U hulle in die waarheid sal lei deur U woord en U gees, in Jesus naam, amen.